Welkom saam met my Brunilde de Tooy in die program van aangesig tot aangesig. Ons lees in Hebreërs 3 vanaf vers 7. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering, in die dag van die versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek, my beproef het en my werke 40 jaar lank gesien het. Vers 10, daarom het ek vertorend geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my weë nie leer ken nie, sodat ek in my toorn gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Vir my en jou is dit belangrik om God intiem te leer ken, sodat dit ook vir ons moontlik kan wees om in sy rus in te kan gaan. Dan wil ek vir jou voorhou in hoofstuk 4 vanaf vers 2, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie. En hier kom 'n belangrike deel, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was nie. Dit beteken dat as ons die woord net hoor en ons het nie geloof nie en ons pas nie geloof in dit toe nie, dan kan dit vir ons niks beteken nie. Ek en jy het nodig om te besef dat ons kan ook vra vir die gawe van geloof, dat die Here ons kom help hoe om te glo wanneer iets vir ons moeilik is om te verstaan of moeilik is om te in die werkwoordsens van geloof in te skuif. Ons geloof kan ook al hoe meer en meer groei, soos ons al hoe meer en meer verhouding bou. Tyd en gebed help met verhouding bou. Nou, een van die belangrike goed wat vir my in my lewe baie hoog uitstaan, is dat ek weet, ek kan baie praat en niks sê nie. As julle verstaan wat ek bedoel. Maar wanneer ek in gebed is, kan ek ook baie praat en niks sê nie. Maar vir my is die belangrikste om te weet, dat wanneer ek in die gees bid, daar 'n koneksie is met my gees, met God se gees. En dis transendaal, met ander woorde, God se gees wat in my inkom, en eintlik die volmaakte gebed terugbid na hom toe. So wanneer ek dan in tale bid, bou ek ook daai verhouding met sy eenheid. En dit is 'n ongelooflike belangrike plek om te wees, om daai intimiteit met hom te hê, en te weet dat ek gaan nooit weer dieselfde wees nie. Ek gaan veranderd uitkom aan die einde van my gebed. Dis is om 'n bankkaart te hê. Jy het 'n bankkaart van die een bank, en jy weet daar's geld in hierdie bank, maar jy kan nie net die kaart, by jou huis hê, en dan raak jy aan hom, dan kom die geld uit hom uit nie. Jy het nodig om te connect op die regte punte. Jy moet of in die bankteller gaan indruk, en dan moet jy die regte konneksiekode hê, om te kan connect. Met ander woorde, ek met my gees connect met God se gees, voordat ek die opdrag kan sit, daai, ekskuus my Engelse woord, die demand op wat ek nodig het. En my demand is, ek wil R100 of R500 of wat ook al uithaal uit die kitsteller uit. Dit is my demand wat ek sit op my kaart. So wanneer ek 'n geestelike verhouding met God het, kom ek ook en ek sit 'n verwagting op wat ek wil hê. My verwagting is om met hom te verenig. My verwagting is om deur hom verander te word. My verwagting is dat ek weet, hy is die antwoord. Dat ek weet, hy is die deurbraak. So ek sit 'n demand op wat ek wil uit hê. Ek sit 'n verwagting op wat ek wil uit hê. Wanneer ek by die kitsteller is, of ek is by die bank, of ek is by die toonbank, wanneer ek daai kaart vat, en ek weet mos nou, daar is die geld in my rekening. Ek weet dit, want ek het dit mos nou
bereken. So ek het my gebedstyd met God bereken. Ek het ingesit in my gebedslewe. Ek het ingesit in my verhouding met hom, sodat ek weet, wanneer ek nou kom en ek sit 'n verwagting, ken ek sy karakter goed genoeg om te weet, hy gaan nou vir my deliver. Hy gaan vir my gee dit wat ek nou nodig het en soveel meer. In ons verhouding met God en met Jesus en met die Heilige Gees gee hy soveel meer as wat ons eintlik ingesit het en hy verras ons elke keer. Dis soos wanneer iemand 'n inbetaling in jou rekening gemaak het wat jy nie eens kan onthou hulle meer vir jou skuld nie. As ek betaal met daai kaart en ek daai verwagting op hom sit, ek weet dat transaksie gaan deurgaan. Dis hoekom ek so geskok is die keer wanneer daar nie 'n internetkonneksie is en dit nie gebeur nie. Maar dan weet ek, dis as gevolg van my konneksie wat nie meer so vlamskerp met die Here is nie. En wanneer ek dan my geloof daarin sit en weer opbou en my intimiteit met hom weer sterk maak, weet ek dat ek weet, wanneer ek my kaart 'n verwagting opsit, gaan dit daar wees vir my. Nou, hoe doen ek dit? Ek kom vrymoedig voor die Here. I come boldly in faith. Want ek weet uit verhouding uit wie hy is en wat hy vir my doen en waartoe hy in staat is. Uit verhouding uit weet ek dat ek weet. Nou kom ek voor hom en as daar enigiets in my lewe is wat terughou, wat tussen my en hom staan, sodat ek nie vrymoedigheid het nie, kom bely ek dit eers, en ek sê, Here, ek is jammer oor hierdie en daai wat ek gedoen het, vergewe my en was my skoon, en Here, help my om myself te vergewe, en ek spreek myself nou vry, dankie Here, dat U my ook nou vry spreek. Ok, nou is ek gereed, nou weet ek nie meer wat om te bid nie, want ek het nie meer genoeg woorde nie. Nou begin ek in tale te bid, want is God se gees wat in my gees inkom, en die vermaakte gebed terugbid, so my behoefte word in tale bekend gemaak aan God. Om in tale te bid, weet ons bring 'n massiewe groei in jou gees, want as gedeeltes van jou gees wat kan groei, sonder dat jou verstand in die pad is. En die wonderlike van dit als is, jy hoef nie te verstaan wat jy praat nie, jy hoef nie te verstaan nie, maar jy het eintlik reeds gedeponeer, dalk vir oormôre se vergadering, wat 'n moeilike vergadering is. Jy het dalk reeds die deurbraak deurgebid, sonder dat jy dit besef. Nou wat ek gewoonlik voorstel is, jy vat in jou gedagtes, dit wat in jou hart is, waaroor jy leef en waaroor jy wil bid. Kom ons sê byvoorbeeld, jy het 'n moeilike vergadering wat die volgende dag gaan wees en daar met moeilike besluite geneem word en jy begin in tale te bid met daardie in jou gedagte. Dan is jy besig met intersessiewerk vir jou vergadering van môre. Jy is besig om jouself op te bou. Gaan lees in 1 Korintiërs 14 vers 4. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself, maar hy wat profeteer, stig die gemeente. So wanneer ek en jy in 'n taal spreek, is ons besig om onsself te stig, onsself te bring op die punt van geloof, onsself te bring op die punt van 'n deurbraak, om te sorg dat ek en jy nie meer negatief dink en negatief praat nie, want ons is besig om ons op te bou met die gees van God. Jy is ook besig om jouself te stuur, as jy verstaan wat ek bedoel. Jy kom nader aan God en jy groei geestelik. Heiligmaking vind plaas. So daai goed wat jy op verkeerde 'n manier oor benader het in jou denke, kan die Heilige Gees nou vir jou begin inligting gee om vir jou te wys, maar hoor hierso, jou denke verander net. Dit's nie iets majors nie, maar jou denke begin verander om meer te word soos Christus se denke. Jy groei in wysheid deur in tale te bid.
Jy kan dit gebruik in die oggend as jy opstaan, voor jy jou dag begin. As jy so 12 minute in tale gebid het, is dit bewys. Daai 12 minute verander jou gees, maar dit verander ook jou fisiese samestelling, jou biologika wil ek amper sê. Jou chemiese stowwe in die brein verander. Dis tot al wetenskaplik bewys dat wanneer jy 12 minute hardop in tale bid, dat tot Alzheimer's en dementia kan genees. Dis hoe sterk die spreking in tale is. Dit verander jou, so jy rig jou hele dag, en jou hele dag kom onder God se beheer, omdat jy toelaat dat die spreking in tale dit verander en die beheer oorvat oor jou lewe. Jy weet nie wat volgende maand gaan gebeur nie, maar omdat jy in tale bid, is die Here besig om daai vir jou klaar uit te sorteer. Jy weet nie hoe jy by jou werk gaan wees nie, maar omdat jy tyd insit om in die gees van God te bid, is hy besig om dit te rig en dit oor te neem en dit te bepaal en beheer te vat daaroor. Romeine 8 vers 26, ek lees dit vir jou in die Amplified. You don't know how to pray as you ought, but the Spirit himself makes intercession for you. So wanneer jy in tale bid, kom die gees van God en hy doen intersessie namens jou vir jou. Is dit nie net awesome om te besef dat die Here geweet het ek en jy weet nie hoe nie, en dat hy alleen dit vir ons kan doen, en daarom is hy so bereidwillig om in daai plek te kom wanneer ek en jy kies om hom te eer in tale. Soms sal jou vriende vir jou sê, ag, is tyd mors om ure te bid. Ek sien dan nie dadelik 'n deurbraak nie. Maar weet jy wat, jou lewe lyk anders omdat jy kies om in tale te bid. Jou lewe lyk anders omdat jy kies om God se gees toe te laat om die beheer oor te vat, om die leiersels oor jou lewe oor te vat. Ja, jy's nie gevrywaar van 'n moeilike dag nie. Jy's nie gevrywaar van 'n aanval van die vyand af nie. Jy is nie gevrywaar van 'n aanval van Satan af nie. Nee, jy is nie. Maar omdat God in beheer is van jou, gaan jy baie ligtelik daardeur. Omdat die wysheid van hom gestuur word in jou gees, tree jy baie wyser op in sy gees, sodat jou deurbraak baie makliker is. Maar net soos wat jy die geld in jou bankrekening moet insit, moet jy ook toelaat dat die gees van die Here oor jou oorneem, deur in gebed tyd te spandeer. So hoe meer tyd jy in gebed spandeer, hoe meer word jy verander na die beeld van Christus. You are creating life by design, by praying in the Spirit. In Daniël 5 vers 12 lees ons, omdat in hom 'n voortreffelike gees en kennis en verstand gevind is om drome uit te lê en raaisels op te los en knope los te maak. In Daniël, aan wie die koning die naam van Belsasar gegee het. Laat Daniël nou geroep word, dan sal hy die uitleg te kenne gee. Hoe het Daniël dit reg gekry? Hy het in sy kamer 3 maal 'n dag gaan bid voor die Here. Hy het tyd gemaak om in te sit voor sy God. Hy het hom weerhou van alle afgoderry. Hy het hom weerhou van sterk drank. Hy het hom weerhou van die vleispotte van Nebukadneser. Ek en jy moet onsself heilig as ons daardie lewe wil hê, waar God 'n inspraak het in alles en waar hy ons lewe kom verander. Verander jou lewe, hou op Christenies praat. Word die kind van God. Ek en jy is so gewoond om die Christenies te praat. Wanneer kom ek en jy op die punt wat ons begin om die woord van God te praat, omdat hy lewendige gestalte binne in ons gees te kry? Verander jou lewe om waaragtig uitverkore kind van God te wees en te word. Hou op om agter die ander aan met clichés te praat. My gees bots met daardie een. Weet jy, hoekom bots jou gees? Omdat jy nie bid nie.
Omdat jy nie by God die inspraak kry, om daai gees te bereik, om hom in te trek en tot bekering te help nie. Want jy self het dalk nog nie tot bekering gekom nie. Jy het nog net tot die woord gekom, maar nog nie tot die inkeer van die woord nie. Dis tyd om waaragtig erns te maak met jou lewe voor die heilige God. Vermy die leuns. Ek het tyd. Ons almal het tyd. Ons kom so maklik sê, ek het nie tyd nie, ek is te besig. Dis wat fout is met jou lewe. As jy te besig is vir God, is hy dalk te besig vir jou. Besef dit vandag. Of hy sit en wag daar waar jy hom gelos het. Daar waar jy jou eie paadjie begin loop het, staan hy dalk net en wag vir jou om terug te kom en weer sy hand te kom vat, sodat hy jou kan wys waar jy moet loop. Vermy die leuns, vermy die leuns, vermy die ongeduld, die haastigheid om jou eie kop te volg. Stel jou alarm in die oggend, 5 minute, sal al klaar 'n massiewe verskil maak in jou lewe. Klim in die stort, sit 'n reminder teen jou spieël wat sê, dis my talebid tyd. Terwyl ek my liggaam buitekant reinig, reinig ek my gees aan die binnekant. Ons vat in die aande as gesin na aandete, vat ons nog steeds ons tyd met die Here. Soms stel ons die wekker en bid vir 12 minute in tale, baie aande, meeste aande. Soms lees ons 'n geestelike inspirerende boek, soms lees ons hoofstukke in die Bybel. Maar bid en worship is altyd deel van ons aande. Is jy nog die ligdraer in jou gesin? Is jy nog die ligdraer in jou kinders se lewe, wat hulle leer hoe om hulle knieë na die Here toe te wend, hoe om hulle gedagtes op God te skoei, hoe om hulle probleme in die woord van God op te los, of hit jy hulle aan om vieslike gedrag teenoor ander te openbaar? Is jy nog die voorbeeld vir jou kleinkinders, hoe 'n kind van God se lewe moet wees? Raak jy betrokke in allerlei nonsens en drek? Sien hulle hoekom jy dronk gedrink by die huis aan? Of sien hulle hoe jy ure voor die Here spandeer? Sien hulle hoe jy tyd maak en hoe rondhol van punt A na punt B en vleesverheerliking en aktiwiteit na aktiwiteit, maar as nooit 'n aktiwiteit wat sê God eerste nie? Wat sien hulle by jou? Wat sien jy self by jou? Is dit die wysheid van God wat deur jou are vloei? Is dit hy wat nog die blaas van jou asem is? Wag jy nog op sy wysheid? Of tree jy oorhaastig op en vererger jou situasie vir jouself? Maak tyd. Stel jou wekker om op dieselfde tyd elke dag te bid. Want dit bring gewoonte. Dissipline word gekweek. Dis nie outomaties nie. Dis nie die Heilige Gees wat jy aan jou nekkie gaan kom gryp en nou skielik gaan jy begin bid nie. O nee, dis dissipline wat maak dat jy bid. Dis dissipline wat maak dat jy 'n wekker stel en sê dit is wat ek van nou af gaan doen. En dan is dit dissipline wat deurdruk en aanhou. Hou op om te speel en te dink die Here gaan jou soos 'n marionetjie, daai stokkietjies hierbo, die toutjies begin trek en jy gaan van self begin dans. Dit sal nooit, ooit gebeur nie. Die Here verwag van jou 'n keuse om hom eerste te stel, 'n keuse om hom te kies, 'n keuse om jou knieë voor hom te buig, 'n keuse om hom te volg. Kom ons bid saam. Ons heilige hemelse Vader, soveel keer het ons hier geval in hierdie gebed. Vergewe ons, Here. Maar dankie dat wanneer ons diligent gerig op U is,
ons U kan hoor, want U was nog altyd vir ons daar, het nog altyd vir ons gewag, het nog altyd ons vooruit gegaan, het ons nog altyd gedra, U was nog altyd die deurbraak en die wysheid, en U het nog altyd die laaste sê. Dankie Here dat U my vandag in die holte van U hand hou. Dankie dat U my geliefde luisteraar vandag in die holte van U hand hou. Dat U ons kom toemaak met U wysheid. Ons kom beskerm en ons kom leer na U woord en na U hart. Here, hou my oor styf teen U lippe, dat ek U stem hoor vir die inspraak in my lewe. Leer my hoe om altyd in dissipline te bly. Vader, want die vyand wil so graag hierdie tyd steel, omdat hy weet hoe kragtig my verhouding in U werk, Here, en hoe dit my lewe by mekaar hou in die holte van U hand. Maar dankie Vader dat ek is geborge in U hart. En my naam is opgeskryf in die palm van U hand, in die boek van die lewe. En ek loof en prys U vir hoe U my lewe rig en my paaie gelyk maak en water gee, riviere in die woestyn. Amen.